Na Lukas hoofstuk 13. Ek wil hierdie gedeelte vanaand met u behandel. Nou ek gaan hierdie onderwerp met u hanteer, die Titanic seeramp. Ek gaan dit in 3 dele gaan ek hanteer om hierdie hele boodskap te verstaan. En die geestelike lesse is daar eers die agtergrond waarna ons moet gaan kyk. Die wat was agter alles gewees, die grootheid van hierdie skip en wat se geestelike lesse daarin vir ons opgesluit is. Ek wil vanaand vir u wys hoe groot was dit eintlik gewees. En as mens nou na die geestelike aspek gaan kyk, dan is daar net een teksvers waarmee 'n mens eintlik kan begin. Maar ek gaan dit hou nou vir volgende Sondag, so ek gaan dit in 3 dele doen. So ek gaan vanaand oor die grootsheid van hierdie skip praat met u en alles wat daarop was. En hoe het hierdie mense gedink dat hierdie skip nooit sal sink nie, nee. Is dit nie hoe ons maar as mens dink nie, dat ons is so groot, ons het nie eintlik die Here nodig nie, nee. So ek wil 'n paar dinge vir u noem, ek gaan vir u binne noem wat binnekant aangegaan het, en dan gaan ek net daar stop, waar die reddingsbootjies uitgegaan het, nadat hierdie skip gesink het. So ek wil eers hierdie gedeelte vir u lees. Hoekom hierdie gedeelte? God praat deur rampe, het jy dit geweet? As ons nou sien wat in die Oos-Kaap gebeur, of eintlik wat in die wêreld besig is om te gebeur, ramp op ramp. God praat deur rampe, het jy geweet? God roep jou en my om tot inkeer te kom, omdat hy met ons wil praat. Kyk nou wat het hier gebeur, die ramp wat hier plaasgevind het in Lukas 13. Ek lees vir u net die 5 verse. En let op wat sê Jesus self, hy het dit persoonlik gesê. En hy sê, en in dieselfde tyd was daar mense teenwoordig wat Jesus berig gebring het, dat die Galileërs, wie se bloed Pilatus met hulle offers gemeng het, en Jesus antwoord en sê vir hulle, dink julle dat hierdie Galileërs groter sondaars was as al die Galileërs, omdat hulle sulke dinge gelei het? Is dit nie so dat wanneer ons iets gebeur, dan gaan soek ons die oorsaak? Hoor wat sê Jesus. Hulle vra nou, dis nou 'n teorie. En dan gaan 'n bietjie later weer hierna verwys. Daar seker teorieë wat ons aan glo en wat ons aan vashou en wat ons wil gebruik om iets te regverdig. En dit gaan nou hier, omdat hierdie ramp nou gebeur het, dit wat Pilatus gedoen het, hulle was so by mekaar gewees, en toe het is daar nou mense dood, en hulle vra hom, dink julle, Jesus antwoord en sê, dink julle, dat hierdie Galileërs groter sondaars was, as al die ander Galileërs? Ons dink mos baie keer as dinge ons tref, dis as gevolg van sonde, nee, of ek het hierdie ding gedoen of daai. Kyk nou mooi wat antwoord Jesus. Hy sê, nee, ek sê vir julle, maar as julle heel nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom. Hier's 'n roepstem. Hier's vanaand 'n roepstem vir iemand wat hier sit. En hoor die woorde wat die Here hier uiter. Hy sê, as jy jou nie bekeer nie, wil jy weet hoekom dinge in jou lewe gebeur? Een ding na die ander ding, een ramp na die ander ding, jy kan maar dit noem vanaand terwille van die boodskap rampe. Hy sê, maar as, ek sê vir julle, sê Jesus, maar as julle nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom. Of, daar die 18 op wie die toring van Siloam geval het. Hulle het daar gesit so onder die toring, nee. Kyk nou, ek gaan dit weer vir u wys. Gerard gaan daai videoklip vir u wys. Jy nou mooi kyk, dis lekker donker, jy gaan hom baie duideliker sien, nee. Kyk nou as daai toring gaan val van hierdie groot boot, hierdie groot skip. As hy nou vanaand gaan, as jy dit gaan sien, hierdie toring, daai toring op heel wat mense geval. Nou hoor nou mooi, hy vra, en daardie dag het daardie Galileërs so ook om 'n toring gesit, onder 'n toring gesit. Miskien het hulle geëet daardie dag. En eers skielik het hierdie toring omgeval, nee, 18, op wie die toring van Siloam geval en hulle gedood het. Dink julle dat hulle meer skuldig was as al die mense
wat in Jerusalem woon? Vra Jesus. Nou antwoord hy weer die tweede keer, hy praat persoonlik, hy sê, nee, ek sê vir julle, maar as julle nie bekeer nie, 2 maal, sal julle net so omkom. Gerard, wys eers weer hierdie videoklip. Kyk, baie mooi. The sun is sleeping quietly. Once upon a century, wistful oceans calm and red, ardent caresses lay to rest. For my dreams I hold, my life for wishes I behold, my night, the truth at the end of time. Losing faith makes a cry. I wish for this night time to last for a lifetime. The darkness around me shows off the solar sea. Oh, how I wish to go down with the sun, sleeping, weeping with you. Sorrow has a human heart. From my God it will depart. I exhale before 1,000 moons, never finding where to go. 222 days of light will be desired by a night. A moment for the poets play, until there's nothing left to say. I wish for this night time to last for a lifetime. The darkness around me shows off the solar sea. Oh, how I wish to go down with the sun, sleeping, weeping wish for this night time to last for a lifetime. The darkness around me shows off the solar sea. Oh, how I wish to go down with the sun, sleeping, weeping Het verskriklik gewees daai oomblik. Daai water, ek gaan dit nou vir die statistieke wys, was -2 grade. Toe mense hulle daar
binne bevind. Roepstemme. Ek gaan vanaand heel wat na die bord kyk, baie feite wat ek vir u wil noem, so verskoon my dat as ek terugdraai om op die bord hierdie feite vir u te wys. Maar ek wil net so 'n bietjie stil staan eers by Lukas hoofstuk 13, hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, en ek wil vanaand begin deur te sê, jy sal met my saamstem dat die afgelope weke en die paar maande wat verby is ons telke maal tot stilstand gedwing as mens skrikwekkende nuus hoor van een of ander ramp wat iewers plaas gevind het. En al hierdie rampe bring sekere vrae in ons harte na vore, en daar's ook sekere teorieë, as daai vraag daar is daar ook 'n sekere teorie wat ons baie keer laat verbaas staan as ons hoor wat sê mense, wat redeneer mense. Gaan dat my hierdie lig afsit nie asseblief. Wat is die teorieë wat mense aankoppel wanneer een of ander ramp gebeur? En dit is snaaks dat mense heel eers hierdie vraag vra. Het jy al gehoor wanneer iets met mense gebeur? Hoor nou waar val die klem? Nou waarom het die Here hierdie ding toegelaat? Is dit altyd die Here? Kan ons altyd dinge aan die Here toeskryf? En wanneer 'n mens daai vraag vra, dan kom 'n mens agter, of dit hoor dat iemand dit vra, dan kom jy agter dat daai teorie so oud soos die Bybel se tyd is. Want ons lees ook van hierdie ramp in Lukas hoofstuk 13, en as ons daarvan lees, dan sien ons dat die aanbidders van Jesus was ook so bymekaar. Hulle het daar gesit, en ek het nou maar vir julle 'n prentjie geskilder, hulle het daar onder die toring gesit, en ewe skielik toe val daar kom Pilatus eers en hy oorval hulle, en die tweede ding is, toe die toring ook nog op hulle geval, en kom na die Here Jesus toe, en hulle wil nou by die Here Jesus weet, hoor gemooi, rampe, al vergeet u alles wat ek vir u gaan leer in hierdie vanaand en volgende Sondag, onthou hierdie woorde altyd, wat ek vanaand vir u sê, rampe, dinge wat met jou en my gebeur, moet nou ons altyd toeskryf aan die Here. Is dit die Here wat dit oor my lewe? Daar's baie dinge wat die eie oorsaak is hoekom dinge gebeur. Maar wanneer iets met jou en my gebeur, dan moet ons besef, dis geweldige roepstemme van die Here. Dis God wat met my praat. Hoe nader en ek aan 'n ramp betrokke is, hoe nader ons aan daardie ramp kom, hoe harder sal die roepstem van die Here na jou en na my hart wees. Wanneer dit ver is, raak dit ons nie. Ons hoor dit en ons los dit, maar wanneer dit by jou voordeur kom en dit daar begin raak, of jou eie gesin raak, of jou eie huisgesin of jou familie, dan raak dit jou hart hier binnekant. Jy kyk anderste en jy wonder anders daaroor, hoekom gebeur dit met ons? Weet jy wat is die probleem wanneer dit by een of ander ramp kom? En dan gaan baie daarna verwys wanneer ek nou die Titanic met u gaan behandel. Ons mense vergeet so gou dat dit God se roepstem is wat met my man praat. Of wat met my vrou praat. Nee, jy trek daai kringetjie om jou en dan besef jy, God se vinger is besig om aan die muur te skryf, want daar's iets wat die Here vir u wil sê, en wat die Here vir my wil sê. So roepstem is nie iets wat ek en jy kan aanskuif na ander toe nie. Roepstemme is juis om jou en my tot stilstand te dwing, omdat God 'n woord het wat hy vir jou en my wil sê. Hoor wat sê Job as hy oor hierdie roepstemme praat. Hy sê in Job 33 vers 14 hierdie woorde, hy sê, want God spreek op op twee maniere. Hy sê dit. God praat op een manier, hoeveel keer het die Here al met u en met my gepraat? Hy praat met 'n tweede keer, dan sê Job hierdie woorde. Hy sê, maar die mens let nie daarop nie. Ons het so gewoond geraak aan die rampe, ons het so gewoond geraak aan dinge. Ons hoor oor stromings, ons hoor van oorloë. Dit raak ons nie meer nie, dit pla ons nie meer nie. Maar wanneer God kom en hy kom klop aan jou voordeur, dan doen hy dit, en ek is so lief om hierdie woorde te sê vir mense, hy stuur hierdie ramp om jou en my aandag te kry. Maar ons is te besig. Hoe gaan God anders te jou en my aandag kry? Anders as om iets oor ons te laat gebeur, of baie naby ons te laat gebeur.
En hoor wat sê Jesus, wat hy oor hierdie dinge praat. Hy sê, ek en jy moet luister. Daar's die boodskap wat die Here vir jou wil stuur. Hoor wat sê Lukas 3:13. Hy sê dit in vers 3 en vers 5. As jy jou nie bekeer nie. Dis 'n geleentheid wat God gee. Hy stuur hierdie ramp, hy kry jou aandag, hy sê, as jy jou nie bekeer nie, gaan daar nie 'n tweede kans wees nie. Hy sê, sal jy net so omkom. Dis die boodskap. Want Lukas 13 vir ons gee, wat die Here vir ons wil deurgee, as jy jou nie bekeer nie, dis die boodskap van rampe, dan sê hy sê hierdie woorde, hy sê, as jy jou nie bekeer, hy sê dit 2 keer, in 1 hoofstuk en 5 vers, hy sê, sal jy net so omkom. Dis die vraag, maar waarom was dit nie ek wat in daardie ramp omgekom het? Waarom het die toring nie daai dag op my geval, as ek daar gesit het? Jy vra, daar was 'n groep Galileërs wat daar gesit het, en die toring het op hulle geval. Hoekom het dit op al die ander Galileërs? Is hulle nie groter sondaars as wat ons was? Wanneer ek en jy lees en hoor van rampe, dan is ons so geneig om die oorsaak, en hoor wat ek vanaand vir jou sê, om die oorsaak, wat sou nou die rede gewees het dat hierdie ding met my gebeur? Of wat was die rede dat daardie dinge met daardie familie, sien ons soek die oorsaak, in plaas daarvan, om hierdie vraag te vra, Here, sê nou maar dit was ek gewees. Is my verhouding met die Here reg? Want jy sien, daai nuus bereik jou en my. Ons hoor daarvan en dadelik bring jou en my tot stilstand en tot inkeer in die Here wil hê, ek en jy moet begin introspeksie, ek en jy moet die vingers so na ons hou. Sê nou maar dit was ek. Sê nou maar ek het daai dag daar gesit en ek was nou van daai Galileërs. Daar was ander Galileërs ook gewees, daar was ander ook. En die toring het nou, hy het my net misgeval. Sê nou maar, dit was ek. Is my verhouding met die Here reg? Was ek in die regte verhouding met die Here? Is ek gereed om te sterwe? As u nou na hierdie statistieke wat ek nou vir u gaan gee, en elke keer as ek aan hierdie boodskap werk, en ek dink dan meer as 2000 mense, wat hulle op daai boot bevind het, het hulle ooit gedink dat hulle sou sterf? Het hulle ooit gedink aan die dood? Het hulle ooit gedink dat my verhouding met die Here moet reg wees? Hoor mooi, rampe bring ons tot stilstand om introspeksie. Sê nou maar dis ek. Sê nou maar ek het in hierdie ramp omgekom. Sê nou maar hy's vanaand 'n aardbewing, die wêreld, die aarde gaan oop en hy sluk my in. Wat sou mense sê? Weet jy, hy was reg met die Here gewees, of weet jy, ek wonder of hy reg was met die Here. Jy sien, ek en jy moet so leef, ek en jy moet elke oomblik leef in gereedheid dat ek en jy God moet ontmoet. Amos 4 vers 4 sê, maak jou klaar enige oomblik. Dis nou my Botma vertaling, ek sit nou enige oomblik in. Maak jou klaar om jou God te ontmoet enige oomblik. So die eerste een is, ons soek die oorsaak. Wat is die rede? Jong, en ons is so maklik om sekere dinge te koppel aan oorsake as dit by ander mense kom. Maar hy is aan 'n uitwerking nie. Dit moet vir jou en my dien tot 'n waarskuwing. Vanaand wil die Here hierdie gehoor waarsku. Die Here hierdie boodskap oor die Titanic. Hoor wat sê Jesus persoonlik. Hy sê, julle, as jy nie gehoor gee nie, as jy nie antwoord op sy roepstem nie, as jy dit nie ernstig opneem nie, sê Jesus vanaand hierdie woorde, julle sal almal net so omkom. Hy sê nie op dieselfde manier nie. Hy sê, julle sal, daar's 'n manier wat die Here gaan gebruik, want hy waarsku jou vanaand. So dit gaan nie net oor die oorsaak, hoekom is ek gevrywaar nie, maar die Here sê vanaand, ek waarsku vanaand vir jou. Hierdie woorde wys hoe skielik die dood kan kom, nie. Jy sit nog so in die volgende oomblik, val hierdie toring op jou. In een oomblik verwissel jy die tydelike van na die ewigheid toe. As jy nie, hy sê pas op. Kom ek wys vanaand vir u. Ek wil jou hierdie vraag vra voordat ek nou by die statistieke kom. Is jy gereed om die dood tegemoet te gaan? As iets vanaand met jou gebeur tussen hier en die huis, is jy gereed om die Here te ontmoet? Ek wil dit weet vanaand.
Ek weet hoekom die Here hierdie gedagtes na my toe gebring het nie. Maar ek wil dit vir jou weet. Wat interessant is by rampe, dan wonder ek altyd, wat was mense se laaste reaksie gewees? Wat was sy laaste woorde gewees? Wat het hy uitgeroep? Wat het hy gesê? Ek wil dit vanaand vir jou wys. Jy sien, as 'n mens kom by hierdie seeramp, die Titanic. Dit was die grootste ramp wat ooit ter see plaasgevind het. Grootste ramp. Ek wil vanaand vir jou 'n bietjie terugneem na die agtergrond om dit te verstaan. En dis my hartsbegeerte dat die Here al hierdie statistieke wat ek vanaand vir jou gewys, al die dinge vanaand vir jou gewys, alreeds iets kom wakker maak, dat wanneer ons gaan kom by die geestelike aspekte volgende week, dit van toepassing gaan maak, dat hy 'n week sal vat om dit los te maak, die grond los te maak, dat hierdie feite onuitwisbaar in jou en my gewete en gemoed ingegrafeer sal wees en word. Die vraag is, hoe het mense opgetree voordat hulle die ewigheid in is? Kan jy dink in een oomblik, jy's op hierdie plesier, vaart, almal lag, en in een oomblik tref hierdie geweldige groot boot, 'n ysberg, en hy skeer in twee en jy bevind jou in hierdie water. Wat was mense se uitroepe gewees? Kom ek bring jou by die agtergrond. 14 April 1912, jy moet daai datum baie mooi onthou, want ek gaan nou vir jou dinge noem, dan moet jy dit meet teen daai datum. Toe vaar hierdie geweldige groot skip, en nou vir jou sê, wat het mense gesê daarvan? Het hy toe vaar hy die heel eerste keer sy nooiensvaart. En almal het gedink, niemand het ooit gedink dat hy ooit sou sink nie. 2340 passasiers, met bemanning. En nie in een van daardie se harte was daar hierdie gedagte, hierdie boot gaan sink nie. Ek noem dit vir jou 2 maal. Jy moet onthou, jy dink ook, niks kan jou tref nie. Ek word gevrywaar. Melvina Dean was die laaste oorlewende wat nog geleef het. Sy is nou in 2009 is sy oorlede op die ouderdom van 97 jaar. Sy was die laaste een. Sy was maar 2 maande oud gewees toe hierdie ramp plaasgevind het. Ek wil vir jou dinge wys. Die woord Titanic beteken groot. Ek wil jou wys hoe groot was dit gewees. Dit was, jy kry die manne van Hur, jy kry groot Hur, weet Hur, sterker. En dis wat hulle wou gedoen het. Hulle wou bewys, hulle het God nie nodig in hierdie projek nie. Ek gaan vir jou vanaand wys. Hoekom ek vir die sê, skies toch vir my rug, ek staan so. Dit was die wêreld se grootste passasiersskip. Die dag toe dit in diens gestel is. Die lengte van daardie skip was 269 meter. Die grootste mensgemaakte beweeglike voorwerp op aarde. Dit was die trots van die White Star redery. En die FSA het na hierdie skip verwys as the Queen of the Ocean. En een dwaas het aan 'n sekere mevrou Caldwell gesê, not even God can sink this ship. En vanaand lê hierdie geweldige skip van 269 meter, 4 kilometer onder die seebodem. Wanneer 'n mens aan hierdie verhaal van die Titanic dink, van die oomblik af dat dit begin bou is, totdat dit op haar nooiensvaart vertrek het, kon 'n mens agterkom dat die mense feitelik vir God in sy gesig wou sê. Hoor wat wil hulle sê? Kyk wat is die boodskap wat hulle wou uitsyn. Ons het u nie langer meer nodig nie. Ons het meesters geword van ons eie bestemming. Dink 'n bietjie hoe ons dit geestelik kan toepas. Ek gee vir jou die agtergrond. Dink mense nie maar ook so van hulle eie lewe nie, ek het God nie nodig nie. Ek het God nie in my lewe nodig nie. Mense sê, weet jy dominee, wat ek vandag het ek daarvoor gewerk. Ek het hard gewerk om my besigheid, ek het hard gewerk om my boerdery te kry waar hy vandag is ek. Lukas 12 sê Jesus, hy vertel van daardie dwaas, daardie man wat een Saterdagmiddag daar gaan sit het
En hy het so na sy landerye gekyk, hy het na sy skure gekyk, en hy het al sy John Deere trekkers gekyk, alles wat so mooi was. En hy het daai middag 'n bietjie ontspan, hy het sy arm so gesit, en hy het vir sy siel gesê, siel, jy het baie dinge bymekaar gemaak, so groot in homself. Kyk wat het ek gewerk voor, ek het al die John Deere trekkers, kyk hoe staan die vragmotors, kyk hoe lyk die skure vol mielies. Hy het so die grootheid van die mens, ek het God mos nie nodig nie man, my gesondheid, ek werk daarvoor. En Lukas 12 vers 20 sê, en God sê vir hom, jou dwaas, en hierdie nag sal ek jou siel afwys en alles wat jy bymekaar, dit is hoe groot ons is. Ek wil vir jou wys hoe groot is, ons het God nie nodig, ek het nie God nodig. Not even God can sink this ship. Ja, dit het al gedink, vanaand hy 4 kilometer. Ek wys vir jou hoeveel steenkool het hulle nodig gehad per dag. 825 ton steenkool het hulle nodig gehad om hierdie skip te laat beweeg. En hulle het 176 mans in die oonde nodig gehad. En ek vanaand sê om die kole te gooi, om hierdie vuur aan die gang te hou, sodat hierdie skip kan voortgaan. Kyk wat het dit in 1912 gekos. Kan ek nou vir jou uitwerk in vandag se rand. Daar is hy. Hierdie skip was 12 verdiepings hoog. Hy het 3 ankers gehad, 15 ton was die voorste anker gewees, ek gaan dit nou vir jou afbreek. En kyk gaan boy, daar is dit wat dit vandag sou gekos het, om daai skip te bou. Daar skryf ek dit vir jou mooi uit, laat jy dit verstaan. In 1912 was dit nogal 'n bietjie 'n som geld gewees, nee? Dat was 'n paar rand. Not even God can sink. 3 ankers. Die middelste anker, daar lê die foto. Hy lê op die punt van hierdie skip. Daar is die punt. Tot vanaand toe 4 kilometer onder, daar lê hy. Hy weeg 15.5, hulle verwys na hom as the center anker. Dit was die grootste anker ter wêreld destyds, wat met die hand gesmee was. Ek het God nie nodig nie, ons kan doen wat ons wil. Ek noem hierdie dinge vir u om te wys hoe groot is die mens geword. 2 sy ankers, die een was aan die bakboordkant, hy was links, die ander was aan die regterkant, 8 ton elk. Hoor jy groter? Hoor jy hoe groot is hy? Hierdie skip het bestaan uit 46.000 ton staal, het al nodig gehad om te vervaardig. En daai ton, 46.000 ton, het net 2 uur en 40 minute geneem om te sink. Op daai stadium, toe daai boot sink, toe was die temperatuur ter see -2 grade gewees. Die bodem van daai skip was 5 tot 6 voet dik. Hy het 16, het jy gesien in daai videoklip, het ek vir die gewys, hy het 16 waterdig kompartemente, toe die kaptein hom so ooprol, toe wys hy dit, hy het 16 waterdigte kompartemente gehad, 'n plesierskip van formaat, met huisbakke, spesiale rookkamers vir die rykes, tennisbane en dobbelsale. Kyk, was op daai skip gewees. 20.000 bottels bier aan boord. 1000 bottels wyn, 8000 sigare, alles vir die gebruik van die eerste klas passasiers. Slegs 16 hout lewensbote en daar was 4 opvoubare bote was aan boord gewees. Kyk daar. So altesaam was daar 20 reddingsbootjies gewees. Elke reddingsbootjie het 58 mense bevat. Net die eerste klas was toegelaat. En al daai bootjies saam was net genoeg vir 1160 mense. Hoeveel mense was daar op die skip? 2340. Min of meer die helfte kon nie opklim nie. Daar was die vir hom. Jesus sê, hulle het net so omgekom.
Ek wil net gou dit vir jou wys. Die laaste aand ete, net vir die eerste klas passasiers het dit 'n 11 gang maaltyd bestaan. En die ysberg was omtrent 30 meter hoog, wat in 'n oomblik getref is. En dit was van Groenland afkomstig. 37 sekondes het verloop vandat hulle die ysberg gesien het en die botsing plaasgevind het. En op daai skip was daar 26 van die mense was op hulle witbrood gewees. Die boot sal nooit sink nie, ons gaan lekker ons honeymoon hou op hierdie boot. En hulle sê dat toe daai boot sink, het die musikante 2 uur en 5 minute aanhoudend gespeel. Om mense kalm te bly, kalm te maak en kalm te kry en te sê, weet jy wat, dit is nie so erg nie man. Dit is nie so erg nie. Wanneer jy baie keer oor wedergeboorte preek, wanneer jy baie keer preek oor die wederkoms van die Here Jesus, as jy baie keer preek oor bekering, dominee, moenie so erg gewees nie, moenie so erg nie. Hulle speel. Kan ek vanaand vir u sê dat die wêreld bevind homself op 'n Titanic en terwyl die wêreld besig is om te sink, speel die musiek. Hulle 2 uur onder andere het hulle gespeel Nader my God by u. En weet jy wat, hulle vertel hoe die musikante, daar was 'n glimlag op hulle gesig, dat niemand die paniek op die personeel se gesigte moes gesien het nie. Dis nie so erg nie man, ons speel Nader my God by u. Een luukse kamer, privaat kamer, wat sy eie sitkamer en 'n balkon wat op die see uitkyk, het soveel dollar gekos. Nou, jy kan die somme nou maak, 2360 mense, en as een kamer so was, een luukse kamer, en die werk het uit, dan kan jy sien wat het so 'n bootrit gekos het. En wie sou nie graag in so 'n luukse kamer wou gesit het, en terwyl hy daar sit, ooit gedink het, daar's 'n moontlikheid dat hierdie boot vandag met ons kan sink nie. Jy sit ook vanaand hier. Jy sê, Johan, dis onmoontlik, man. Dis onmoontlik. Wie weet of ek vandag gaan sterf? Wie weet of hierdie week iets met my gaan gebeur? Dis onmoontlik. Ons is op 'n bootvaart. Ek gaan vir jou hier stop. As ek nou al hierdie geestelike waarhede vir jou gaan noem, gaan dit laat raak. Interessant, die prentjie van hierdie groot boot. Not even God. Nie eers God kan hierdie boot laat sink nie. Jy gedink hoe groot mense in jouself kan raak. Ek wil met een teks afsluit. En jy gaan sien, ek gaan alles baseer op daai teks. Daar's hy. As ek dink aan groot, ek sluit af met hierdie teks. Blaai gou saam met my na hierdie teks. En ek gaan hierdie hele boodskap bou om hierdie teks. So as Titanic beteken groot, hoor gou mooi wat sê Johannes. 1 Johannes is agter in die Bybel. Sê 'n brief van Johannes. Johannes 2 en ek lees vers 16. Ek gaan vers 15 ook vir u lees, 15 tot 17. Moenie die wêreld lief hê. Hierdie woordjie, die wêreld beteken die sisteme van die wêreld. Moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie, nou noem hy dit. Hy sê as iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Vers 16, want alles wat in die wêreld is, die begeerlikhede van die vlees, groter. Wêreld het gesê, kom ons bou 'n boot wat die wêreld nog nooit gesien het nie. Hulle het verwys daarna as the Queen. Groot, so mooi, so die begeerlikhede van die vlees, die begeerlikhede van die oë en die grootheids van die lewe
is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. Here Jesus, baie, baie dankie dat ons vanaand dit hier kan kom. U wil vanaand vir ons iets kom sê. As ek na hierdie agtergrond alleen kyk, net van dit wat ons gesien en gehoor het vanaand, dan besef ons, Here, hoe ryk is hierdie agtergrond van hierdie skip, die Titanic. As ek dink net aan al die geestelike lesse wat daaruit kom. En ek wil kom bid, Here, dat die Heilige Gees hierdie dinge, soos ek in die begin gesê het, dat hy hierdie inligting sal vat, dat hy hierdie al hierdie die hele agtergrond sal vat en in ons harte sal kom ingrafeer en dat dit ons daarbey sal vashak en daaraan sal dink. Hoekom is daar die dinge vir ons neergeskryf? Hoekom word daai dinge juis van die Titanic gesê? Hoekom word daarna verwys na daai? Omdat God hierdie grootste seeramp wil gebruik omdat hy met my wil praat. En daarom wil ek bid, Here, maak ons harte oop, dat wanneer dit kom by hierdie geestelike waarhede, dat ons alreeds kan sê, Here, praat met my, kom leer vir my. Help ons om daaroor te dink, Here, om vasstaak by hierdie waarhede, en te dink, wat wil die Here vir my? Nie vir my man nie, nie vir my vrou nie, nie vir my kinders nie, vir my. God wil iets vir my kom sê, want hy waarsku alreeds. Hy sê 2 keer in Lukas 13, hy sê, as jy nie gehoor gee nie, gaan julle net so omkom. Dankie dat ek dit vir u kan vra, Here Jesus. Sal u die naprediker van die woord wees, want ek bid dit in Jesus se wonderlike naam alleen.